Goeie musiek daai, werk. Dis musiek daai. Môre vriende. Goeiemôre aan die aanlyn vriende ook. Ek verstaan dis die eerste keer dat ons live gaan. So ja, ons glo vertrou dat dit suksesvol sal wees en dat die vyand nie ook hier 'n spinner in die speke wil druk. Maar ons glo en vertrou dat ons God is mos sterker en magtiger as hy, né? Ja, baie welkom by die regte plek op 'n Sondag. Die regte plek om jou week te begin. Ons weet ons die Sondag is die eerste dag van die week. En as 'n ou mos nou so vroeg in die oggend lekker kan opstaan en na Vader se woning toe gaan om hom ons nou eerste eer en die lof en die prys te gaan gee. Dan weet ons mos ons gaan 'n great week hê. Ons weet dit. Maak nie saak wat se bolie daar vir ons lê nie. Maak nie saak wat se moeilikhede daar vir ons kom nie. God is groter as dit. Jesus is groter as dit. Ons weet dit, want hy sê dit. Hy het die vyand ons reeds verslaan. En wie is die een wat vir ons moeilikheid voor ons deur kom gooi? Wie is die een wat ons wil wegrokkel en ons wil aankla en ons wil verlei en vir ons kom leuns vertel? Wie is dit? Ons die vyand. God is ons liefde, so hoekom sal hy dit met ons wil doen? So ja, ons begin die week reg en in die regte atmosfeer. Want weet julle, vriende, Jesus lewe. En hy kom weer. Hoe weet ons dit? Kyk, as ons so in die Bybel lees, dan sien ons mos nou die verhaal wat vir ons uiteengesit word van daar moet 'n verlosser gebore word. En ons lees in die Ou Testament hoeveel plekke van hoe hy moet ly, wat hy moet alles deurgaan en al daardie dergelike dinge, ons lees dit. En wanneer ons oopslaan na Matteus toe, wat lees ons daar? Dan het die verlosser ons gekom. Dan is hy ons gebore. Dan het hy ons gesterf. So met ander woorde, daai profesie wat oor Jesus vertel is in die Ou Testament, het ons nou waar geword. So ons kom ons nou sien dat die Bybel die waarheid praat. En as ons verder lees, die graf is leeg. Jesus het ons gesê, hy gaan opstaan. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Hoe weet ons dit? Want dit staan vir ons in God se woord. God se woord sê so. Ons lees dit en ons glo dit. Maar vriende, voordat ons die skrif gaan bestudeer, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste en magtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons kan hê om in u woning te kan wees. Here, dankie dat u ons weer wakker gemaak het en ons seën met nog 'n dag. Vader, en dankie dat ons week so kan begin. Want u woord sê soek allereers u koninkryk en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Vader, dit is hoekom ons voor u kan staan en kan sê dankie dat ons u eerste soek in die week. Dankie dat u nog te vind is. Dankie Here dat u nog ons gebede verhoor. Dankie Here, u ons God is. Vader, ek wil u vra dit wat ons nou gaan bespreek, Here, laat dit op vrugbare grond val. Vader, laat ons nou doof hou vir die wêreld daar buite en laat ons regtig sal fokus op wat die Gees vir ons wil sê. Here, want dit is 'n heilige woord, dit is 'n goeie woord. Dit is die waarheid dat ons elkeen anderste hier sal uitstap as wat ons hier ingestap het. My God, laat die engele asseblief nou 'n sirkel van vuur om ons bebou, sodat daar nie plek is vir die vyand om sy voete hier in te sit nie. Here, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Mashiach. En ek sê vir u dankie. Amen. Vriende, ek gaan vir ons lees Handelinge 1. Ek gaan vir ons 'n paar versies daar uitlees. Handelinge 1 vers 1 sê vir ons: die eerste verhaal, die Foelis, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is
nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies is, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En vriende, daar het hy ons aan hulle verskyn uit die dood uit. Nou, weet julle, Jesus, voor Jesus se kruisiging, het hy ons gesê, hy kan hulle nou nog nie vertel van die dinge wat in die hemel aangaan nie, want hulle sal dit nog nie verstaan nie. Hy het hulle nog nie van die aardsgoed vertel. Maar hier lees ons nou, toe Jesus nou opgestaan uit die dood uit, en aan hulle verskyn het. Toe het hy hulle begin vertel van die dinge van die hemel. Vriende, dink jy nie dis merkwaardig as om rood, ek wens ek was in my geselskap, waar jy uit Jesus se mond uit kon hoor, wat daar vir jou voorlê, wat daar vir jou wag. En weer eens, hoe weet ons is die waarheid? Dit staan ons nou hier in die Bybel, Jesus het opgestaan. So daar is geen leuen wat voor dit gebeur het nie. Jesus het opgestaan. En dis 'n feit. Vers 4 sê vir ons, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevele gegee, om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Dis asof die disippels net nie verstaan het, dat Jesus gaan ons nou nie met geweld die koningskap oorvat. Hy gaan ons nou nie met geweld daai Romeine uit mekaar uithaal nie, want hy het ons nou opgestaan. Hulle het nog nie die toekoms gesien nie, hulle het nog nie verstaan nie. En hy antwoord hulle. En net soos hierdie antwoord vir ons ook is, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En dan lees ons verder in die verhaal, dat die engele het ons nou daar gestaan en vir hulle gevra, maar waarvoor staar julle so? Wat kyk julle? Ek meen, julle het in die eerste plek nie vir Jesus geglo, toe hy vir julle gesê het, hy gaan 3 dae opstaan nie. Hulle het hom nie geglo nie. Want ek meen, as hulle dit geglo het, sou daai vrouens mos nou nie daar salfolie gekoop het om sy liggaam mee te gaan balsam nie. Want waarvoor? Hy het dan gesê hy gaan opstaan. Hulle sou nie hulle bene afgehardloop het en gaan kyk het of regtig is die graf leeg nie. Hulle sou mos gewag het. Hulle sou mos nie soos Timoteus gesê het nie, as ek die gate sien en my vingers in sy druk nie, gaan ek dit nie glo nie. Twyfel. En nou het Jesus sê hy gaan mos terugvaar soos wat hy opvaar. En nou staan hulle en kyk. Dink julle hulle dit geglo? Ek meen, 3 dae voor die tyd het hulle niks geglo, of 40 dae voor die tyd het hulle niks geglo nie, wat Jesus gesê het nie, wat tog waar geword het. Nou staan hulle en kyk. Maar ek mos vir hulle gesê, moet nou nie weggaan van Jerusalem, of iets sal kom. Verskoon tog. Die belofte gaan ons kom. Bly nie daar. Hoeveel keer sê Jesus nie vir ons dalk, moenie nou gaan nie. Moenie nou beweeg nie. Hy net eers stil. Wag. Is dit nie daardie wagtydperk, daai wagperiode wat ons dan in is, wat ons groei nie, wat ons afstaan in gebed nie, maar ons God op hom wag, regtig wag nie. Dis vriende, as ons so verder so lees, dan weet ons nou wat gebeur het. Jesus het weer eens gesê, hy sal die Heilige Gees stuur. Hy sal die belofte stuur. Sy Vader sal dit doen. Weer eens lees ons verder in God se liefdesbrief vir ons. Daar gebeur dit. Daar oorval die Heilige Gees. Elke een praat in 'n ander taal. Daar gebeur dit.
En Petrus, die een wat Jesus 3 maal verloon het. Ek dink hy's seker een van die disippels wat die slegste gevoel het. Want weer eens, kyk net hoe amazing is dit, julle vriende. Jesus het vir Petrus gesê mos, voor die haan vanaand kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Wat het gebeur? Presies soos Jesus gesê het. Dit val my nou net by, dit is so kosbaar, dat dit vir ons opgeteken is om te kan lees, te kan verstaan, te kan hoor. Why not believe it? Wanneer hy dan gesê, hy gaan weer terugkom, gaan hy terugkom. Wanneer hy sê, hy het gemaak vir ons plek gereed in die hemel, maak hy ons vir ons plek gereed in die hemel. Dit is beloftes. Daar, wat hy gesê het waar geword. There is no getting around. Daar is nie, jy kan dit nie wegwens of wegpraat. Nee, maar dalk die of dalk daar nie. Nee, dit het gebeur. En toe die Heilige Gees oor hulle kom, toe hulle gedoop word met die Heilige Gees, was Petrus die eerste ene, wat daar losgetrek het met 'n preek. En ek praat onder korreksie, maar het daar nie iets soos 3000 mans tot bekering gekom uit dag. En onthou, die mans seker nie alleen daar nie, hulle vrouens is ook seker daar. So ons kan praat van 6000. Dan moet julle onthou, dink elkeen het 2 kinders, 3 kinders. Nou dit nie TV's gehad nie. So dalk het hulle 'n bietjie meer. 10.000 mense dalk met die eerste preek. Na hy Jesus verloon het. Na hy getwyfel het. Is dit nie merkwaardig nie? Dan kan ons mos glo wat Jesus vir ons sê. Vriende, dit is soos, ek lees van 'n vrou, ek hoor van 'n vrou, wat haar man verloor het. Dis vir maande lank was sy hartseer. Jy weet mos hoe roue mense, elkeen rou mos op sy eie manier. En eendag sit sy so terug op haar foon en speel, en sy gaan deur alle boodskappe wat haar man vir haar gestuur het, en daar kom sy op 'n klankgreep af, wat sy nog nooit geluister het. So, skrikkend. Obviously, druk sy daar die play knoppie, en sy hoor, kort boodskapie. Ek is lief vir jou. Ek is hier. Moenie moed verloor nie. Daai vrou het dras heeltemal verander. In 'n oomblik het haar oë weer oopgegaan. In 'n oomblik het sy weer hoop gehad, moed gehad. Nou hoeveel te meer sê ons Here Jesus dit nie vir ons in die woord nie. Hy beloof dan, en onthou een ding vriende, Jesus is nie 'n mens wat hy lieg nie. As hy sê hy is by ons tot aan die einde van die wêreld, is hy by ons, tot aan die einde van die wêreld. Weereens, luister ons na die leuen van die vyand, want wat gaan die vyand maak? Ons moet net een ding onthou. Die vyand, sorry vriende, ek gaan dit sê, ek dink ek het dit al van die kansel af gesê, maar die vyand haat julle. Hy haat ons. Hy haat ons. Hoekom haat hy ons? Want hy weet waartoe is ons op pad. En hy weet waartoe is hy op pad. Dit weet hy vir 'n feit. Kyk, hy het nooit verwag Jesus gaan opstaan uit die dood uit nie. Hy het gedog, wel dan kan ek maar weer aangaan. Maar Jesus het opgestaan. Maar hy haat ons. So wat gaan hy doen? Waar gaan hy eers kom begin met jou game speel? En jou gedagtes. Hy gaan nie begin met praat, nee, maar jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie maar genoeg nie, en. Nadat God gesê het, hy het ons geskape en dis perfek. Nou luister ons na daai leuen. Hy wat nie eers ek sê dit mos partytjie of iets geskryf het nie, of een sin nie. Ons glo hom, maar wat in hierdie kosbare liefdesbrief van God staan, dan gaan ons aan twyfel. Hoekom? Jesus het dan opgestaan, die Heilige Gees het gekom. Hy het opgevaar hemel toe. As ons in Openbaring gaan lees, dan lees ons wat kan kom. En as ons Openbaring lees, ek dink hoofstuk 5, dan kan ons daar lees van die dinge wat nou op aarde gebeur. Ons is nie blind vir dit nie. Dit moet kom. Jesus moet ons sê, daar gaan oorlog wees, julle gaan hoor van oorlog. Dit is alles geboortepyne. En wat beteken dit? Ja, dit beteken ons moet eintlik dive.
Want ons weet, ons verlosser is op pad terug om ons te kom haal. Gaan hy jou in die werk vang, of gaan hy jou in die slaap vang? That's the question. You must answer. Waar gaan jy wees? Want vriende, so seker soos wat die son vandag skyn, so seker gaan ons Jesus terugkom. Ek glo dit vas, want dit staan in sy woord, en ek kan nie jok nie. Ek kan nie. Maar as vriende, eintlik gaan ek nou heeltemal van my boodskap af. Na Jesus se opstanding, het hy nie net verdwyn nie. Hy is nie net weg nie. Hy is soos in die mis wat voor die son verdwyn het. Hy het gekom. Hy het gepraat. Hy het mense ontmoet. Weereens kos dit iets van ons. Gaan jy luister? Gaan jy hom glo? Of gaan jy dat daai duiwel, daai vyand, jou van die pad afruk? Johannes 20 vers 14 sê vir ons, nadat hy moes opgestaan uit die dood uit, toe Maria ons aan by die graf aankom, het sy ons begin huil, want hulle het gesien, sy het nie geglo wat Jesus gesê het nie. Hy het gesê gaan opstaan. Sy het dit geglo nie. Sy by die graf kom, sy graf leeg. Huil, liggaam is weg. Hy het gesê gaan opstaan. En daar staan Jesus by haar. En sê vir hom, Maria, ja, sy het nog as die tuinier het gepraat. Waar het hulle my Here se liggaam heen gevat? Toe Jesus weer sê, Maria, toe herken sy die stem, maar toe mag Jesus haar oë oop. Sien haar ongeloof. En weet julle vriende, in daardie tyd, dink ek was amazing, om Jesus te sien. Weet julle hoe geseënd is ons eintlik? Jesus sê nie in sy woord ook, hoe geseënd is ons, sal ons wees. Ons, wat hom nog nie eens gesien het nie, maar wel in hom glo. Kyk hier die ongeloof van hierdie disippels van hom, sy volgelinge. Dat hy eers alles moes gewys het. Ons ken vir Thomas, dat hy eers alles moes gewys het. Nou, soos ek weer eens sê, hy vaar nou op hemel toe. Ek dink dat eerste 10 dae wat hy laag gesit en gewag het. Ek wonder of hy ook weer eens moedeloos geraak het. Ons weet mos, hoe het hulle uitgegaan toe Petrus sê, hy gaan maar nou weer terug na sy ou beroep toe, hy gaan maar nou weer begin visvang. Kom, wie gaan saam? Kom. En ons weet mos wat daar met hulle gebeur. Jesus wag vir hulle op die strand. Julle het iets gevang, manne. Julle lag deur. Niks. Kon nie net aan die ander kant. Maar weer eens het Jesus hulle oë verblind, dat hulle hom nie kon sien. Gooi die net in, ons weet almal, bevang hulle al die visse in die dam. En toe herken hulle hom. Imagine nou toe herken hulle hom. Dis wat ek sê, dit was so amazing. En Jesus maak 'n vuur gereed, hy braai vis en hy maak vir hulle brood. Ek dink hy moes amazing lekker gewees het. Om 'n stuk van Jesus se vis te eet. Well cooked, nie overdone nie, nie underdone nie, genoeg sout, spice, alles. Maak Jesus vir hulle kos. En Jesus het vir hulle geëet, net om vir hulle te wys, hoor jy, ek is nie 'n spook nie. Julle sien nie gesigte nie. Dis ek. Wie's ek? Ons sien vriende. Soos Maria Magdalena gedink het alles is verby. Sy herken hom nie eers nie. Sy bly nog vasgevang in haar eie pyn, haar eie verlies. Dit moes nou iemand verloor. Ongelowig. Ek dink 'n ou kan eintlik daar gesê het nie, dit is nie net 'n ongelowige Thomas nie. Maar hulle almal was ongelowig. Want die ene het dit geglo nie. As hulle mos geglo het, sou hulle mos nie so baie daaroor gemaak het. Hulle sou nie hulle bene afgehardloop graf toe om te kyk wie regtig leeg is. Dit mos geglo het. Jesus mos sê kom, so wag. Chill. En ons, Jesus mos sê gaan terugkom. Are you ready? Are you ready? Are you really ready? Vriende, die waarheid is, dat Jesus kom na ons toe in ons pyn, hy sien ons trane,
En weet julle, maak nie saak hoeveel name op hierdie aarde is nie. Hy ken ons elkeen op ons naam. Hoe amazing is dit nie? Hoeveel name ken jy? Hoeveel vriende ken jy? Dat jy regtig se name ken? Hoeveel van jou vriende wat op skool saam met jou was, se name ken jy nog onthou? Nie veel nie. Maar Jesus, weer eens, kyk sy magtigheid. Hy ken ons elkeen. Op jou naam. Hy weet hoeveel hare het jy op jou kop. Except you almost. But you've got them, daai klein stippeltjies wat uitkom. Maar ja, vriende, wys jou net. Hoe almagtig is hy? Hoe slim is hy? You can't beat that. Weereens kos dit ons om te glo. Sien, Jesus herstel mense wat geval het. As jy geval het, die pad bietjie byster geraak het. Not the end of the world. Dis nie die einde van die wêreld nie. Jesus gee nog 'n kans. Jesus gee jou weer 'n kans. Anders het nie een van die disippels nog 'n kans gehad. Want ek meen, Simon Petrus, seun van Jona, Jesus het hom ons 3 keer weer gevra toe agterna. Het jy my lief? 3 keer. Hy het mos vir Jesus 3 keer verloor. Sien, hulle almal het geval, alhoewel hulle 3,5 jaar saam met hom gestap het. In sy midde was, al sy wonderwerke gesien het. Maar hom nog steeds verloor het. Nog steeds nie geglo het, dat hy gaan opstaan. Maar hy het. Jy sien, vriende, soos Petrus, hy het baie sleg gevoel. Ons weet, ons lees mos hoe het hy uitgehardloop en bitterlik gaan rou. En hy het Jesus om verskoning gevra. Dit is die verskil tussen Petrus en natuurlik die verraaier. Die wat Jesus gaan verkoop het. Sien, hy het nooit, Jesus sou hom vergewe het, maar hy het nooit vir Jesus om vergifnis gevra nie. Dis hoekom hy homself gaan hang het. En ons weet almal waar hy is, maar nou ja, dit is nie te sprake vandag nie. Maar sien, soos Petrus, hy dink natuurlik hy is nie meer bruikbaar nie. Maar Jesus kom sê vir hom, hy kom nie na hom toe om te veroordeel nie. Hy kom na hom toe om te herstel. Soos ek gesê het, toe die Heilige Gees oor hom kom, trek hy los met 'n preek. 3000 mans, se lewens vir ewig verander het. Een preek. Kom die vraag by my op, hoeveel preke wil ons hoor? Hoeveel keer wil ons van die goeie nuus hoor? Hoeveel keer moet iemand ons dit vertel? Voordat dit ons eie maak, ons dit glo, en ons daadwerklik so lewe. Hoeveel keer? Elkeen kan daai vraag vra, antwoord maar. Sien vriende, God sal ons nooit afskryf nie. Ons foute is nooit die einde nie. Ons almal maak foute, maar sodra jy lank jy leer uit daai foute uit. En herstel is altyd moontlik by God. Hy tel jou mos op. Hy skud jou af. Hy maak jou witter as wol. Witter as sneeu. Hy herstel jou. Hy sit jou weer terug in jou ereplek. Dis wat God doen. Nie soos wat die vyand maak, as jy geval het in daai modderplas, los hy vir jou nog. Hy is nie gepla oor jou nie, hy hardloop nog weg en lag vir jou. Maar Jesus sal sy spierwit klere daar in daai gat druk, om jou uit daai modderpoel uit te haal, jou af te skud, af te droog, te was, te klens, skoon te maak. Jesus sal dit doen. Weet net, dan gebruik God mos mense, hy gebruik gebroke mense. Hoekom? Dink nou net hy getuienis. Dink nou net die waarheid wat jy dan gaan praat. Jy het dan nie eers nodig om papiere en dokumente en boeke te skryf, om te onthou wat gebeur het nie. Jy kan dit net doen. Want dis die waarheid. Dis jou lewensverhaal. Jou getuienis.
jou getuienis, hoe jy opstaan vir Jesus. En, wie weet, met daai een boodskap van jou, bring jy ook 3000 mense van die verderf af, terug op die regte pad. Net een getuienis, soos Petrus sy een preek. En weet julle vriende, weet jy hoe Jesus amazing? As hy na hulle toe gekom het, het hy net gesê, hier sit nou nie. So, vrede vir julle. En dit het hulle rustigheid gegee. Ek dink ons sou ook seker gedink het, dit was 'n spook, as jy ewe skielik hier staan, en jy's besig om te worship en te bid, en ewe skielik, die deure is toe, gesluit, daar kan niemand nie inkom nie, en ewe skielik staan Jesus, wam bang, as ek by jou. Ek dink ek sou my ook uitskoot skrik. Maar hulle het nie, want vrede vir julle. Ek dink Jesus het daardie manier om jou te verras, maar jou nie af te skrik nie. Hy verras jou, maar jy kry nie daai yskel gevoel, genade wat nou hier aan. Hy verras jou, maar jy voel daai liefde, daai hitte, dat jy in jou hart brand, jy, wow, Jesus is here. Ek sal my getuienis nog eendag met julle deel, oor hoe ek Jesus ontmoet het. Ek dink dit sal ook 'n boodskap wees vir jou op sy eie tyd, op 'n ander tyd. Maar regtig vriende, dit is soos in 'n nie vrees bang nie. Want die vyand kom om jou bang te maak. Vyand laat jou skrik. Want hoekom? Want wat laat die vyand jou doen? Die vyand laat jou mos aanjaag. Die vyand laat jou doen wat jy nie sy veronderstel is om te doen. En dan word jy uitgevang. En dan as jy uitgevang word, jy is so bang, jy is so geskrik. Hoekom dink julle is die tronke vol en die kerke leeg? Hulle is uitgevang. Dis wanneer jy skrik. Maar wat doen Jesus? Hy kom herstel. Thomas, kom hier. Oei. Net jammer vir Judas. Plaas hy maar net vir Jesus om vergifnis gaan vra. Plaas hy net gedraai en sê, Here Jesus, vergewe my. Ek meen, hoeveel keer, regtig vriende, hoeveel keer doen ons dit nie dalk deur die week of deur die dag, dat ons God verloon, dat ons Jesus verloon. Dink boekie mooi. Hoeveel keer deny julle hom? Ons almal. Hoeveel keer is dit wat jy verby iemand loop wat jy eintlik veronderstel is om te help? Hoeveel keer is jy nie Jesus nie? Ek weet ons almal is nie, maar ons is sy hande en sy voete. Ons is mos op die aarde om te maak soos hy. Bid ons die Here, help ons om meer en meer soos Jesus te word. Hoeveel keer is ons dan eerder meer en meer soos die wêreld? En vriende, ons almal val. Maar weet julle, terwyl daar nog vir ons vergifnis is, gryp dit aan, vra dit, glo dit, en dit sal vir jou gegee word. Onthou, elke oggend is die genade vir ons beskore. Elke oggend. Gaan jy dit vat of gaan jy dit los? Onthou net een ding, daai genade kan jy nie laat oorstaan vir môre nie. Genoeg vir vandag. Jy sien vriende, Jesus, na sy opstanding, het hy eers die skrifte aan die disippels geopenbaar. Hy het hulle oë toe eers oopgemaak. Ek wonder of hulle op laagste sê, joe, ons is dan maar blind. Kon ons dit nooit sien? Kon ons dit nooit lees nie? Ek meen, hulle het ons uit 'n Bybel gehad tot in Deuteronomium, dink ek, ja. Nie daai eerste 5 boeke. Al wat hulle gehad het. Maar hulle het nie geglo nie. Maar hier kom Jesus en hy maak die skrif vir hulle oop. Ons weet wat het gebeur met die Emmausgangers. Toe Jesus langs hulle geloop het. Hoeveel kilometers? Ek dink dit is 2 kilometers of 5 kilometers wat hulle geloop het na die volgende dorp toe. Dat Jesus langs hulle loop en met hulle gesels.
oor die skrifte wat van hom praat. Hy natuurlik was hulle ook sy disippels. Hartseer. Ja, ons het gedink hier is ons redder. Ja, ons gaan nou nie meer suffer nie. Hy gaan nou Rome oorvat en ag, hemel tog. Gebeur nou wat gebeur het en hy is nou dood en hier gat ons nou soos op ons eie. En Jesus vertel hulle alles uit die skrif uit. Eers toe dit donker word toe hulle mos in die huis ingaan toe Jesus wat het hy gedoen voordat hy gekruisig is? Die nagmaal ingestel. En toe Jesus die brood breek, sy Vader dank, daar in die huis saam met hulle, toe gaan hulle oë eers oop. En toe verdwyn hy van hulle af. So jy sien vriende, as Jesus dan daar verdwyn het, dan gaan hy seker maar weer na sy ander disippels toe, waar ook al. Ek sê, hy is nog nie klaar op aarde nie, want hy het nog nie hemel toe gevaar nie. Kan Jesus mos nou enige plek, enige tyd wees? He's not space and time verbonde. If you call on his name, he will react. He will come. He will protect. He will save. Because he's love. Dis wat hy ons op die kruis gedoen het. Dit is wat die kruis vir ons wys. Jesus se liefde vir my en vir jou. Hoe kan ons nie so almagtige Yeshua Mashiach aanbid nie? En dan vriende, kom hy met die grootste boodskap, die grootste opdrag, sal ek sê, in Matteus 28 wat hy vir ons sê. Ek dink ons almal behoort dit nog te ken, daardie stukkie. En hy sê vir hulle, so spreek Jesus, nie net met die disippels nie, onthou, ons het nou die woord, ons lees die woord, en ek glo en vertrou, dat God alreeds vir ons die kennis gegee het, om die woord te kan verstaan. Hoor nou wat vra Jesus van ons. En hy vra en hy gee 'n opdrag. Hy sê vir ons, gaan dan julle, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Het julle gehoor, vriende? En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nie net tot in die halfte nie, nie net tot die oorlog begin nie, nie net tot die petrolprys opgaan nie, nie net tot die kosprys opgaan nie, nee. Volëinde van die wêreld is hy by ons. So as Jesus nou hierdie belofte gemaak het, hy het nou hierdie belofte gemaak, dit staan hier in die Bybel, wit en swart, you can't deny it. Why not believe it? Hoekom het hy glo nie? Hy het dood gegaan. Hy het opgestaan. Hy het hemel toe gevaar. Hy het gesê hy is by ons. Hy het gesê kom terug. Al die ander goede tyd waar geword. Hierdie gaan ook wragtig waar word. Hy gaan terugkom. Maar weet julle vriende, hy sê hy is by ons. Hy het ons nie verlaat nie. Ons is nie weeskinders nie. Nie soos arme Amos nie. Hy is by elke een wat hom aangeneem as 'n verlosser en saligmaker. Hy het nie gesê, gaan dalk by julle wees nie. Of ek is ver, ek is net 'n entjie van julle af, roep my as julle my nodig het nie. Dis nie wat hy gesê het. Ek is met julle. Met my, met jou. In die omstandighede waarin jy is, maak nie saak nie. Jesus is by jou. Weereens, dit kos jou iets. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy sien vriende, almal wat die Bybel kan verstaan, almal wat kan lees, almal kan verstaan en kan hoor wat Jesus vir hom sê. Jesus gebruik gewone mense, soos ek, soos jy. Jy het nie nodig om
so 'n lang ding agter jou naam te kan skryf nie. Jy het nie nodig nie. Al is ek net Chris Boyce in die shop, I'm good enough. Ek kan God se werk doen. Gebruik gewone mense. Al wat hy soek is 'n gewillige hart. Want as hy jou hart kan aanraak en hy verander jou hart. Kom ons gebruik 'n goeie voorbeeld, ou Petrusie. Wonder is dis hoekom my naam Petrus is. Maar hulle het 'n plan gehad daar. Maar in elk geval, soos wat hy vir Petrus gebruik het. Toe die Heilige Gees, toe hy gedoop is met die Heilige Gees. Onthou een ding, vriende. Daardie Gees is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het. Dieselfde Gees wat in ons kom woon. Dieselfde een. Soos hy dit vir Petrus kon doen, kan hy verseker dit vir ons ook doen. Verseker. Hy is met ons. Al die dae van ons lewens. Vriende, Jesus se teenwoordigheid, luister mooi, sy teenwoordigheid is by jou. Hy's nader aan jou as die klere aan jou lyf. Hy is mos binne jou, in jou hart. Dis waar hy woon. Glo dit. As Jesus vir Maria so op haar naam genoem het, as hy vir Petrus herstel het, as hy Thomas ontmoet het, ongelowige ou Thomasie, kan hy mos vir ons ook doen. Glo ek, hy wil dit vir ons doen. Hy is meer as bereid. Toe kom, terwyl hy nog te vind is. Klop, jou sal oopgemaak word. Vra, sal vir jou gegee word. Ons God, 'n goeie God. Ons Jesus, het vir ons opgestaan. Hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom. Are you ready or not? Here I come. Aanvaar hom. Môre kan dalk te laat wees. Ons weet nie eers of ons beskore is om vanmiddag te sien. Nou is die tyd om jou hart absoluut na Jesus toe te draai. Hy is die weg, die enigste weg, die waarheid tot God se koninkryk. Daar's geen ander pad nie. Sien vriende, ons moet net een ding onthou. Soos ons hier gelees het mos nou. Hy is by ons. Tot aan die volleinde van die wêreld. So dit beteken mos dan. Jesus praat nog. Hy werk nog. Hy roep nog. En dalk, net dalk, is dit vandag jou naam wat hy roep. Wat gaan jy antwoord? Wat gaan jy antwoord? Sien vriende, dis hoe ons weet dat ons weet, ons Here Jesus gaan terugkom. Die aand voor sy dood, sy kruisiging, het hy mos aan die 12 daar gesit en gesê, stel hy vir ons die nagmaal in. En hy het gesê die nagmaal is 'n vreugdefees. Gebruik dit tot my gedagtenis, soveel soos ons wil, want hy gaan terugkeer. Gaan gebeur, staan in die woord. Sien vriende, Johannes 6 vers 53 sê vir ons. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe,
So sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So vriende, om na die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en hy beker uit drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 27, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En ek gaan 'n minuut of so gee, as daar iets is wat jy wil regstel tussen jou en Vader, dit nou die tyd, voordat ons verder gaan met die liefdesmaal. En die brood wat ons breek, is gemeenskap van die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Nie net vir 'n bietjie nie, vir als. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink. Dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde: Hierdie is die beker in die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weerkom. O allerheiligste almagtige, koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gebring het, Here, dankie dat ons kon geluister het, dankie Here dat U ons elkeen aangeraak het, dankie Here dat U ons nog steeds roep op ons name, dankie Here dat U ons God is, ons koning is, ons verlosser is, op wie ons kan staatmaak, op wie ons kan vertrou, wie ons kan volg. Here, dankie vir U beskerming, dankie dat U nooit moed opgee met ons nie, dankie Here dat U ons elkeen roep, ons kan elkeen herstel. My God, ek vra vir U Here, wees so saam met ons deur hierdie dag, deur hierdie week wat voorlê. Vader, laat ons U lig sal wees. Here, laat ons die sout van die aarde sal wees, dat ons U woord verkondig oral waar ons gaan. Here, laat U behoort die heerlikheid, die koninkryk, die krag en die mag tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.